Liewe luisteraar, baie welkom. Ons is besig om saam te reis. En vandag staan ons stil by die vraag, hoe moet ons onsself verstaan, ons nuwe identiteit in die lig van Jesus se kruisiging. Die kruis beïnvloed hoe ons na onsself kyk en wat ons van onsself behoort te dink. Nou dit is egter uitdagend in 'n tyd waar selfbeeld 'n groot dilemma is. Jy sien die media en die TV, tydskrifte vertel vir ons hoe ons moet lyk, wat is aanvaarbaar en wat nie. Maar wat sê die woord van die Here? Ek wil graag saam met julle lees uit Markus 8 vers 34. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Vers 35. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Familie, ons ou lewe het saam met Jesus aan die kruis gesterf. Ons het nou 'n nuwe lewe, 'n nuwe identiteit in hom. En as ons dan vir mekaar sê dat ons dink bietjie na oor wie ons is, dan kan ons dit nie doen afgesien van wat Christus vir ons gedoen het nie. Ons lewe, ons alles draai rondom hom. Nou dit is hier waar dit bietjie verwarrend raak, want ons verstaan tog dat die woord sê ons moet nie meer van onsself dink as wat ons is nie, en dat dit ongesond is om te veel oor jouself te dink. Maar tog, as wedergeborene kinders van die Here, kan ons nie anders dat wanneer ons oor onsself dink, ons ook aan Christus dink. Wanneer ons aan onsself dink, dink ons aan die roeping wat God vir ons gegee het, om sy disippels te wees, maar ook aanvanklike roeping in Genesis om sy beeld en sy verteenwoordiger te wees. Wanneer ons denke rondom onsself eintlik maar net wel rondom onsself draai, die eie ek draai, wat ek wil en wat ek wil bereik, en om van myself 'n toringkie te bou, dan is dit sonde. Want God, die Here Jesus, is nie meer die middelpunt nie, en ek probeer vir myself 'n identiteit uitkerf, afgesien van ons Here. En is dit nie die oorspronklike sonde nie? Kom ons dink maar daar waar die mens versoek word in die tuin. Eet van hierdie vrug en jy kan soos God wees. Jy sal kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is, goed en kwaad is. In ander woorde, jy het nie meer vir God nodig nie. So wat die eie ek betref en denke oor myself in die ou lewe, is selfontkenning geweldig belangrik. En ons het dit gesien in die teks wat ons gelees het, om onsself te verloon, om niks met die ou lewe te doen te wil hê nie. Dit is selfverloning. En om jou kruis op te neem en Jesus te volg waar hy sy lewe neergelê het, om ons ou sondige lewe saam met hom daar neer te lê. Dit gebeur dikwels dat hy ou lewe weer aan ons deure kon klop en tog vra, daai ou spooke, kan hulle nie maar weer intrek nie. Dit is daar waar die woord vir ons leer om te onthou wie sin ons is en dat ons nou 'n nuwe lewe in Christus het. Die oue is verby. Dit is nie meer deel van wie ons is nie. Selfontkenning is om eienaarskap van die ou lewe te ontken. En wanneer ons dan in die spieël kyk en ons vra die vraag, wie is ek? Waar kom ek vandaan? Aan wie behoort ek? Dan sien ons op ons harte geskrywe, ek behoort aan die Here. Ek is duur gekoop, ek is syne. Liewe vriende en familie, kom ons bid saam en ons vra dat die Here ook dit in ons harte sal openbaar, weer vir ons sal herinner aan wie ons behoort. Here, ons is altyd so op soek na titels en status. Maar Here, help ons
om ten diepste te onthou dat ons aan U behoort. Help ons om die ou sondige lewe nou agter te laat, dat ons so kom tuister en heeltyd tog net wil saamstap en ons herinner aan toe ons nog aan onsself behoort het. Dankie dat ons vrygekoop is, Here, en dankie dat ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe identiteit in U gekry het. Ja, soos Romeine 8 sê, ons is nie langer slawe nie, ons leef nie meer in vrees nie, maar ons is nou kinders van God. Ons eer U daarvoor, Here, in U naam. Amen.